Kom ons bid saam. Heilige Here, die afgelope paar minute het U alreeds op 'n baie besonderse manier 'n pad met ons begin stap. Die erediens begin, die ontmoeting met U hier in U huis. Ons is so bewus van U teenwoordigheid. Here, dankie dat U hier is om ons te ontmoet. Dankie dat toe ons vanmôre wakker geword het, U reeds hierdie pad vir ons voorberei het. Toe ons die besluit geneem het om te kom, was U reeds met ons, saam met ons. Dankie dat U hier by ons is. En dankie dat U hierdie erediens 'n ware ontmoeting met die lewende God vir elkeen van ons wil maak. Here, dis ons gebed, dat hierdie dag, hierdie tyd so saam met U, dat ons iets uit die woord leer, elkeen van ons, iets. U woord raak ons lewe, ons besluite, ons keuses wat ons maak is belangrik. En U wil deel daarin. Kom dan in hierdie oomblikke deur die woord en deur die Gees. Kom praat met ons, raak ons aan. In Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing kom uit Genesis 13. Dit gaan oor Abraham en Lot. Abraham het uit Egipte na die Negev opgetrek, hy en sy vrou met alles wat aan hom behoort, en Lot saam met hom. Abraham was 'n baie vermoënde man met vee, silwer en goud, en hy het van staanplek tot staanplek uit die Negev getrek tot by Bethel, tot by die plek waar sy tent vroeër tussen Bethel en Ai gestaan het, die plek van die altaar wat hy voorheen daar gebou het. Daar het Abraham die naam van die Here aangeroep. Ook Lot, wat saam met Abraham getrek het, het klein vee, beeste en tente gehad. Die land kon hulle nie meer dra, sodat hulle saam kon woon nie, want hulle besittings was te veel. Hulle kon net nie meer saam woon nie, en daar het 'n stryery ontstaan tussen Abraham se veewagters en Lot se veewagters. Die Kanaaniete en Feresiete het toe nog in die land gewoon. Abraham sê toe vir Lot: laat daar tog nie stryd wees tussen my en jou, tussen my veewagters en jou veewagters nie. Ons is immers broers. Lê die hele land nie oop voor jou nie. Trek liewer van my weg. As jy links gaan, sal ek regs gaan. As jy regs gaan, sal ek links gaan. Lot het rondgekyk en gesien dat daar in die hele Jordaanstreek volop water was. Voor die Here Sodom en Gomorra verdelg het, was dit soos die tuin van die Here en soos Egipte land in die rigting van Soar. Lot kies toe vir hom die hele Jordaanstreek. Lot het ooswaarts getrek en so het hulle van mekaar geskei. Abraham het in die land Kanaan gewoon en Lot het by die dorpe van die Jordaanstreek gaan woon. Hy het sy tente tot by Sodom opgeslaan. Die manne van Sodom was baie sleg en sondig voor die Here. Die Here het egter, nadat Lot van hom af weggetrek het, vir Abraham gesê: kyk rond, kyk van die plek waar jy is, na die noorde, die suide, die ooste en die weste. Want die hele land wat jy sien, aan jou gee ek dit, en aan jou nageslag vir altyd. En ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, ook jou nageslag getel sal kan word. Maak gereed, deurkruis die land in sy lengte en breedte, want aan jou gee ek dit. Abraham het sy tente versit
Hy het by die akkerbome van Mamre, wat by Hebron is, aangekom en daar gewoon. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou. Tot daar ons skriflesing. Die tema vir oggend, hier in die erediens en vir oggend by die kategese, gaan rondom keuses. En die feit dat God groter is as ons keuses. As ek dink aan hierdie onderwerp, aan keuses, dan onthou ek 'n gebeurtenis wat 'n paar jaar gelede plaasgevind het. Ek was by 'n laerskool en dit het gegaan rondom, die onderwerp het gegaan oor naaste liefde en ek het vir die kinders gevra, maar sê nou maar jy het 2 lekkertjies. Die een is jou gunsteling lekker en die ander een is 'n lekkertjie waarvan jy niks hou nie. En jou maatjie staan hier voor jou en hy of sy het niks. En jy wil jou lekker goed deel. Watter een van hierdie 2 lekkers gee jy vir jou maatjie en watter een hou jy? En dadelik was 'n ouetjie se hand op. Ek sê, ja, wat sou jy kies? Hy sê, nee dominee, ek gee die een waarvan ek nie hou nie vir hom, want dalk is dit die een waarvan hy hou. Baie keer is dit die manier waarop ons besluit. Dikwels besluit ons dit wat ons sien, wat vir ons voordelig is, en dit is nie noodwendig verkeerd nie. Ons moet vooruit, ons moet beter af. Ons moet besluit wat vir ons voordelig is. Ons sal tog nie iets besluit wat nadelig is vir ons nie. Nie sommer nie. Maar in ons gedeelte sien ons 2 mense wat keuses maak en die gevolge daarvan. En die Here wil vandag vir ons uit sy woord uit iets sê. En die belangrikste van wat God vir ons wil sê is, hy is groter as ons keuses. Wie van ons het al verkeerde besluite geneem? Almal. Almal van ons het op 'n stadium 'n besluit geneem waaroor ons later spyt was. Maar die Here het vandag vir ons iets te sê daaroor. Ons verhaal begin eintlik in die vorige hoofstuk, in hoofstuk 12. Abraham het pas uit Egipte teruggekeer. In Egipte het hy 'n fout gemaak, verkeerde keuses gemaak. Hy het gesê, hy het vir die Farao gesê dat Sara sy suster is, nie sy vrou nie. En hy het probeer om sy eie toekoms te beskerm daardeur, en nie op God te vertrou nie. En tog lees ons daarna, Abraham het uit Egipte na die Negev, na die woestyn toe opgetrek, en in hierdie verhaal lees ons 'n stuk van God se genade, die feit dat God hom nie verwerp het oor sy verkeerde keuses daar in Egipte nie, dat God nie sy verbond met hom gekanselleer het nie, maar dat God hom terugbring, en vind ons in hierdie gedeelte antwoorde oor God se liefde, God se hart ook vir ons, nie net vir Abraham nie, maar ook vir ons. Wanneer Abraham, en hierdie is 'n belangrike gedeelte in hierdie teksgedeelte wat ons nie mag mislees nie, want dit is waar die geheim in hierdie verhouding lê. Is dat wanneer Abraham terugkeer na waar hy vroeër was, en hy kom daar by Bethel, dan gaan hy terug na waar hy 'n altaar vir die Here gebou het.
En ons lees in ons teksgedeelte, daar het Abraham die naam van die Here aangeroep. Hy gaan nie aan die einde van sy reis en tel sy vee of begin sy besittings organiseer nie. Hy spandeer tyd met sy verhouding met die Here. Ons lees dat Abraham en Lot albei deur die Here geseën is en dat hulle vermoënd was, hulle was wel af. Hulle is later so wel af, soveel vee, dat die land, die gedeelte waar hulle gebly het, hulle nie meer kon dra nie. En nou ontstaan daar 'n nuwe probleem. Hierdie voorspoed bring onenigheid onder hulle veewagters en dinge begin pla. En nou moet hulle weer 'n groot besluit neem. Nou Abraham is die oudste, hy het die reg om eerste te kies, hy is die hoof van die familie, hy het die belofte ontvang, hy het alle reg om vir hom heel eerste te kies, maar hy doen dit nie. Hy gee vir Lot geleentheid om eerste te kies. Hoekom doen hy dit? Want hy weet, maak nie saak wat Lot sal kies nie. Die Here het aan hom beloof dat die Here hom sal lei, dat die Here vir hom sal sorg. Daarom hoef hy nie te veg vir dit. Hy hoef nie te veg vir dit wat God reeds beloof het nie. Aan die ander kant sien ons wanneer Lot kies, dan kyk hy rond en hy sien maar hierdie gedeelte van die land is baie mooier, baie meer water, groener weivelde, alles lyk die beste. As ons dieper kyk na hierdie gedeelte, dan is die verskil daarin dat wanneer Lot kyk, dan kyk hy mensliker gewys net na wat die opsies is. En iemand skryf, dat hierdie woorde, Lot het rondgekyk en gesien, herinner ons aan Eva in Genesis 3, wat ook gesien het. Sy het ook gekyk en gesien. Eva kyk, Eva beoordeel, Eva besluit. En nou doen Lot dieselfde. Hy kyk, hy beoordeel, hy besluit, sonder om die Here te raadpleeg. Daar's nie 'n teken daarvan dat hy gebid het oor die situasie nie, dat hy die Here geraadpleeg het, dat hy gevra het, maar wat wil God hê moet ek doen nie. Hy kies bloot wat vir hom die beste lyk. En dit is die kern van sy probleem. Ons het van die begin van hierdie erediens af, toe ons daar Deuteronomium 6 uitgelees het, het ons gesien, die Here wil hê dat ons in alles, vandat ons opstaan tot ons gaan slaap, die hele dag, oral waar ons gaan, alles wat ons doen, wil hy sentraal staan in ons lewens. Met ander woorde, wanneer ek kies, dan kies ek. Ja, dis ek wat kies. Ek gebruik my eie brein, my intelligensie, my vermoë, redeneringsvermoë, alles. Maar ek besef dat wanneer ek dit besluit, is ek afhanklik van God se seën. Vra ek myself af, Here, wat wil U hê moet ek doen? Dis waar die verskil kom. Jy sien, toe Lot kyk, toe sien hy al hierdie mooi goed, maar hy sien nie Sodom nie. Of hy sien Sodom, hy sien, ons lees hier, die mans was sleg, die stad was, die hele
omgewing was sondig, maar hy onderskat die gevaar daarvan. Hy sien die groen gras, nie die geestelike droogte nie. Lot vra, wat kan ek nou kry hieruit? Abraham vra vir homself af, wat het God beloof? En hy hou vas aan wat God beloof het. Al kies Lot op die oog af die beste, Abraham weet, God sal vir hom sorg. En dit is wat geloof doen. Dit is die wiskunde van God. Iemand het 'n baie mooi beeld gebruik en gesê, wanneer ons keuses maak, alles lyk partykeer net na eenvoudige keuses en baie keer het dit nie met mekaar iets te doen nie, is soos 'n tapisserie aan die onderkant. Jy sien net die knope en die los touwtjies en dit maak nie regtig sin nie. Maar as jy van God se kant af kyk, dan sien jy die mooi van die tapisserie. God se plan staan vas. God se plan vir my en jou lewe staan vas. Van ons kant af, ons ken nie die groter prentjie nie. Ons neem besluite en ons maak soms verkeerde keuses. Maar die geheim lê daarin dat wanneer ek my keuses en my besluite in afhanklikheid van hom doen, vir hom vra, Here, help my om reg te besluit. Here, ten spyte van my verkeerde besluite, help my asseblief dat u plan sal seëvier. Dan sal hy sorg. Hy sal. Die mooiste woorde in hierdie gedeelte van ons is vers 14. Die Here het egter. In hierdie verhaal, Abraham en Lot kies grond. En dit lyk na 'n gewone saketransaksie. Is God die hoofkarakter. Die Here het egter. Lot kyk met sy eie oë. Abraham het deur God se belofte gekyk. Hier lê die hart van die boodskap. Soms is ons bang ons neem verkeerde besluite. En dat 'n verkeerde besluit alles kan vernietig. Maar onthou, God se plan is groter as enige fout wat ek kan maak. En ten spyte van my foute, sal hy sorg. Wanneer ek met jong mense praat, dan sê ek, die Here is in staat om met 'n kromstok 'n reguit hout te slaan. Hy selfs daartoe in staat om 'n sondaar wat gereeld verkeerde besluite neem, te gebruik om sy plan uit te voer. Ons redding berus nie op ons vermoë om altyd die regte keuses te maak nie. Dikwels sien ons net die onderkant van die tapisserie. Maar ons kan met vrymoedigheid daardie keuses maak. En vir die Here vra, Here, seën dit. Here, gebruik my. Jy sien, God sien my en jou lewe van die begin tot die einde. En hy het 'n plan. Wat kan ek van my kant af doen? Ek kan net in afhanklikheid van hom leef. En vir hom vra om beheer te neem, om sy plan uit te voer in my lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons maar net weet, as ons net 'n
'n klein begrip kan hê van hoe groot U is. En wat dit beteken dat U die Almagtige, die Allerhoogste, die enigste God is. En watter implikasies dit vir ons lewens het, as ons maar net iets daarvan besef. Dankie Here, dat ons terwyl ons inspann om keuses te maak elke dag, ons kan ontspan, omdat ons weet dat, omdat ons dit in afhanklikheid van U doen, U ons sal seën, selfs ons verkeerde besluite. Dankie Here, dat U ons gebruik. Dankie dat ons opnuut op hierdie spesiale dag, ons vier Vadersdag, en ons dink aan al die paas van ons gemeente, ons gemeenskap, ons land, ons huise. Vir al die paas wat daar die groot besluite moet neem. Dankie dat ons dit ook vandag mag hoor. En soos Abraham, in afhanklikheid van U, leef. Amen.